Ek sit vanmôre hier en lees Galasiërs 4 en 5, is nogal verstommend om daarna te kyk, maar ek wil nie nou weggelei word nie. Weet julle, ek wil probeer om vandag met julle te praat oor gereedskap. Gereedskap in die sin van, kom ons gebruik die Engelse woord tools. Met ander woorde, daar is sekere gereedskapstukke wat ek nodig het ten einde my wandel in Christus te kan doen. En dis baie belangrik, né? Spesifiek in die lewe van die Afrikaner. Ek weet, ek kom uit 'n familie uit wat baie konservatief was. Pa was altyd ouderling in die kerk, en ons almal was in die kerk elke Sondag, partykeer 2 keer gewees, en elke aand het ons dinges, wat noem jy dit, wat het ons het genoem? Bybelstudie gehou. So ek ken dit van kindsdae af, en baie Afrikaners is so, baie Afrikaners ken dit van kindsdae af. So het ons met kindsdae het ons daarmee groot geword. Ek het nou altyd, dit was 'n ding toe ek nou begin universiteit toe gaan, het nie in hoërskool was, die seniors klasie van standaard 8 af. Elke oggend aan ontbyttafel moes ek nou vir my ma vertel, het jy gisterand gelees en bid? En dan elke keer dan vang sy my uit, ek kon nooit verstaan waarom my ma dit geweet het nie. En toe kom ek agter, sy vat my Bybel wat langs my bed gelê het, en dan sit sy hom so mooi neer, op 'n spesifieke manier. So môreoggend dan gaan check sy na die Bybel, dan weet sy ek het nie stilte tyd gehou nie. So, wat het ek gedoen? Man, ek het so in die kamer ingestap, en dan waai die klere, en dan kom die pyjamas en so in die trap, verstaan jy, vat ek die Bybel en ek gee hom net so 'n twist, en dan slaat ek in die bed neer. Maar ek is 'n Christen. Want ek gaan kerk toe. Jy sien, Sondag vir Sondag, dan gaan ons kerk toe, ons luister na dominee se preek, ons weet nie spesifiek wat daar aangaan nie. Vanmiddag kom ons by die huis, dan sit ons almal om die tafel, want ons is 'n goeie Afrikaner gesin. Jy mag nie swem nie, kan jy dit glo? Ek kon nie geswem het nie. Verstaan jy? Jy mag nie werk nie, niks doen nie. Dan eet ons hoender. Elke Sondag, jy gaan 'n hoender kry. En net na die hoender, dan is ma en pa bed toe, nou is dit lappetrap tyd. En luister, laat jy hulle daar wakker maak. En dit is die Christenskap waarmee ek groot geword het. En ek wil jou een ding vertel, dit is totaal van alle waarheid ontbloot. Want wat ons doen, ons praat van Bybelstudie, ons praat van stilte tyd. Maar weet julle wat, ons mis die kern. Ons mis die kern in dit. Want ons verstaan nie stilte tyd nie. Ons weet nie wat dit is nie. Dan kom ek nie jou toe en ek sê vir jou, wat is dit? Die wêreld daar buite is verskriklik besig. Dit moet ons almal verstaan. Dit is geweldig besig. En wat ons eintlik besig is om te doen met die wêreld daar buite, is ons besig om, ek sukkel so met die Afrikaans en die Engels nou, ek onthou nog hoe die mense te kere gaan as ek Engelse woorde tussen gebruik, maar weet jy wat, dit lyk vir my vandag het ons nie meer anglisismes nie. It's a cluttering of the soul. Ek kan dit nie mooier stel in Afrikaans nie. En die beeld is dit van 'n satelliet. Die beeld wat ek vir jou wil gee is, jou gees is soos 'n satelliet wat hang hier in die atmosfeer. En die satelliet is besig om te kommunikeer met die aarde.
En met ander woorde, daar is elektroniese seine op en af, maar is daai satelliet in hierdie, wat noem hulle dit, hierdie atmosfeer beland waar hierdie klomp gemors het van wat om die aarde hang, dan deins daai sein weg. En so moet jy sien dat jou sielsvlak is al daardie ruimteafval wat om jou gees hang. Dis 'n belangrike sleutel, hoor. So nou moet ons God hoor, maar soms so in die kar, verstaan jy, soms so op pad werk toe. Het jy vanmôre gebid? Ja, ek het vanmôre gebid. Maar ek het nooit gedeel met die klatter nie. En daarom het ek nooit kontak gemaak met God nie. Ek kom nie eens by die plek om te sê, het jy hom geken nie. En ek weet, dit was 'n verskriklike ding gewees, toe ek begin ontdek het, maar ek moet tyd maak met die Here. En dis open-ended time. Nou hoor mooi, as ek nou vir jou sê, jy sit maklik 4 ure in voor jy begin werk, jy gaan van jou stoel afval. Moenie. Dis waar jy begin. Maar jy moet die beginsel besluit neem. Dis waar dit begin. Jy moet die beginsel besluit neem, maar ons doen dit nie. Omdat ons nie hierdie kontak met God het nie. Met ander woorde, die heel eerste ding wat jy moet verstaan, is sit tyd op sy. Ja, nee, maar dinge, ja. Wel, ek het dit gedoen. Toe ek besef, maar dis 'n belangrike ding in my lewe, toe stel ek my wekker vir 5:30. En dan lei my wekker en dan staan ek op en dan gaan sit ek in die stoel en 5:30 slaap ek weer. Toe het ek gesien, maar hierdie ding gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie, want ek slaap net op 'n ander plek wat baie meer ongemaklik is. En toe besluit ek, okay, ek moet op die rand van die bad gaan sit. So het jy nou al gesien hoe werk dit met jou. En dan word jou boutbene is op die rand van die bad, maar verstaan jy is die hele tyd besig om heen en weer, dan bly jy wakker. En omdat dit so 'n droë spul is, het ons nou vir onsself 'n programmetjie uitgewerk. Ons gaan sit en ons speel 'n liedjie, en ons luister 3 versies, en dan luister ons miskien 'n bietjie YouTube, so gaan ons aan. En dan, amen. En dan hoop ek, dat ek gehoor is, en ek hoop, dat ek gaan ontvang wat ek gevra het. Maar weet jy wat? Nêrens in daai tydsvak het jy enigstens kontak gemaak met God nie. Nêrens het jy ooit iets gehoor. So ek kom, en ek wil vir julle sê, luister hier, om met God tyd te spandeer, is die kern van jou verhouding met hom. Nou kom ons kyk, hoe doen ons dit? Wel, die heel eerste ding is jou gesindheid. Maar kyk nie op gesindheid. En jy moet 'n punt daarvan maak om tyd op sy te sit, om by hom uit te kom. Nou, kom ek probeer jou dit so verduidelik. Jy weet, ek het in die ou dae, wel is nog ou dae nog verder voor my, het hulle altyd hierdie gereelde huwelike gehad. Nie huwelike wat altyd plaasvind nie, maar ma en pa besluit wie trou met wie, sodat die geld kan meer word in die huis. Dan word ek met 'n ryk man trou, met 'n ryk dogter, kry hulle daar en hulle kom by mekaar. En dit was ek weet nie hoe dit gewerk het of nie, maar dan het hulle getrou, maar dan laat hulle maar die man toe om vir hom so 'n bywyf te kry. Dis waarom 'n paar vrouens gehad het. En hulle twee bly by mekaar. Hierdie twee ouetjies wat gereël is in die huwelik bly by mekaar.
Dis baie sleg, baie styf, en daar is 'n gereelde huwelik, want hulle het ooreengekom. Nou die interessantheid is, van hulle raak dan verlief op mekaar. Nou word die verpligting weggevat. En konsentreer 'n bietjie hierop. Het jy al ooit verlief geraak op Christus? Het jy al ooit dit besef, dat jy hom so moet lief hê? Want dis die kern. So, waar iets begin, omdat ek 'n wilsbesluit maak en my daarby hou, en eventueel uitloop op 'n lekkerte, dat jy nie kan wag nie. Dat jy nie kan wag om by hom te kom nie. Dis die oogmerk. En dit is wat ek wil probeer om julle te help om daarby in te kom. As jy daar is, geen probleem. Weet jy wat? Sit af die video en gaan geniet Netflix. So wat is dit? Ons oogmerk is om by die Vader te gaan kuier. Nou moet jy vir my verduidelik. Ek weet, baie mense het op hulle knieë gebid. Ek weet, Smith Wigglesworth het dit altyd gedoen. En nou moet jy my nou vertel, as ek nou by pa kom kuier, hoe lyk dit? As ek nou by my ouers gaan kuier, wel, hulle is nou al oorlede, maar dan kom ek by die huis op my knieë. En dan loop ek op my knieë, ding, 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 al agter my pa. En dan praat ons hieroor en ons praat. Dis wat belaglik. Weet jy wat, gaan kuier by hom. Gooi vir jou 'n koppie koffie en dan gaan sit by hom. Julle gaan nou met mekaar praat. Die volgende kernaspek wat jy op moet ag, kry 'n plek. Gaan maak 'n plek in jou huis. Dis waar jou boeke lê, dis waar jou Bybel lê, dis uit die publiek uit, dis uit die areas in die huis uit. Want daar is jy besig met jou gebede en jy is eintlik besig om daar 'n plek te skep waar jy met God gaan kontak maak. Nou die mense hou nie van hierdie ene nie. Glad nie. Want ons het mos telefone, selfone, nou jy weet, verstaan jy, hoor mos nie meer Bybels nie. En mense neem notas met selfone, nou ja, ek verstaan. As dit werk, fantastic, maar ek het nog nie een gekry wat werk nie. So in jou plek moet jy vir jou 'n boek gaan koop. En my voorstel is, gaan koop vir jou so 'n boek. So 'n Croxley boek. Trouwens kom nou aan met 'n klein notaboekie. Luister, broer, jy gaan nou so die mekaar raak, jy gaan nie weet waar is. Ek het pakke van daai goed. Kry jou skryfbehoeftes by mekaar. Kyk, hierdie is so prakties, so eenvoudig, so kinderlik. Jy het 'n potlood, jy het 'n swart pen, jy het 'n rooi pen en jy het 'n blou pen. O, gits, daar val ons nou net uit die kaartel uit met die elektronika. Glo my. Dit is absoluut kardinaal. En dan vat jy 'n stuk papier, jy weet 'n gewone A4, jy vou hom so dubbel en jy sit hom langs jou neer. Nou is jy gestel. Jou gesindheid is reg, jou plek is reg, jy het vir jou plek gemaak, jy het jou boek gekry, en nou gaan jy met God kuier. En jy word stil. Jy sien, ons gaan sit, en dan is ons so 'n rukkie stil, dan kom ons nou, hier's nou nie iets nie, of hier's nou niks nie, dan sit ons musiek op, of ons begin lees. Sit net. Gaan sit net by hom, en sê net vir hom, ek is hier. Wys my, wat is daar in my hart, wat 'n skeiding bring tussen ons twee. Jy praat kliphard met hom. Dit dra gewig. En dan wag jy om te kyk. En as hy nie
iets sê nie, of jy kry niks in jou hart nie, of jy kry niks in jou gemoed wat opkom, of iets wat jy moet hanteer nie. Nou ons gaan nog vorentoe in detail hieroor handel, dan moet julle weet, daar's niks. Ek wag om met hom kontak te maak. Ek wag om te kyk hoe die Heilige Gees hier gaan begin. Nou kom daar goed in my gees op, dit wel op uit my, wat ons sien hier uit die krop van ons maag uit, wel dit op, dit is eintlik soos gedagtes. En daarom is dit die sukkel van baie mense, om nou te sê, maar die Here het nou met my gepraat of nie. Weet jy wat? Ek het 'n indruk by God vanoggend gekry. Daar kom goed op in jou hart. Nou hoor mooi. Die swart pen, skryf jy in jou boek die datum, dis baie belangrik. Die dag. Skryf dit dan neer. En dan skryf jy net iets oor jou dagboek. Weet jy wat, gister het ek dit gedoen, of gister, want dit bring sin in wat is besig om rondom jou te gebeur. Die potlood gebruik jy om te skryf wat jy die Here vra. Nie vra om te doen nie. Jy skryf vir hom, Here, wat is die probleem hier? Of, Here, weet jy wat, ek is so dankbaar vir, jy skryf vir hom, jy skryf, waarom? Daar gebeur iets in jou brein wanneer jy met jou hand skryf. En as jy dit voor hom gelê het, wat jy voor hom geplaas het, met jou handskrif, dan kyk jy wat kom op. As niks opkom nie, moet nie bekommer nie. Dis op papier. As daar iets opkom, vat 'n blou pen en skryf dit wat dan opkom. Men, hoeveel mense kry ek nie, wat hulle raak opgewonde, die Here het vir hulle iets gesê. Maar wat is die punt? Ons ag nie die woord van God nie. Wat beteken dit? 2 dae later het ek vergeet. 2 dae later het ek glad nie weer daar nog gekyk nie. Maar onthou, die Here is besig om instruksie te gee, en gewoonlik gee dit so op aaneenlopende basis. Dis my blou pen. Wanneer ek so sit, of wanneer ek by die huis sit, of wanneer ek daar sit, of deur die loop van die dag, en iets val net uit die lug uit vir my. Iets val net uit die lug uit. Skryf met die rooi pen. Kom ek gee vir jou 'n voorbeeld. Ek sit vanmôre en luister na wat preek. En daar's iets wat my tref. En hy preek oor Galasiërs 4. Luister, jy kan na Afrikaanse Bybel nader trek, maar hoor net wat sê hulle hier. But when the proper time had fully come, stop. But when the proper time had fully come. So, die regte tyd moet kom. God sent his son, born of a woman, born subject to the law. Wat tref my? God werk in spesifieke oomblikke. Die idee wat ek kry, is dat hy in sy tydlyn met die mens oomblikke kry, wanneer hy iets doen. Sê nou vir my, as jy nie dit doen nie, as jy nie tyd met hom spandeer nie, as jy nie by hom tyd gaan, hoe gaan jy weet? Hoe gaan jy weet, wat is die oomblikke wat God in jou lewe beskik het? Nou, hier die hele stilte tyd, en om stil te word voor die Here, is baie belangrik. Want dit begin die basis lê van jou gebedslewe. Ons is nog nie besig met gebed nie, ons gaan nou net sit. Nou let op, kyk 'n bietjie daarna op Psalm 62. As ons hier na die psalms kyk, en ons kyk na Psalm 62, dan moet jy kyk, wat sê hy? Let net op, vers 1. O God,
Nee, 63. Vers 1. Psalm 62. For God alone my soul waits in silence. Let op. Presies wat ek julle probeer wys. My soul waits in silence. From him comes my salvation. He only is my rock and my salvation, my defense and my fortress. Kyk in vers 5. My soul wait upon God and silently submit to him, for my hope and expectation are from him. Nou sê vir my nou, maar wat maak ons nou met die papier? Jy verstaan die krause, ek sukkel my byna dood. Want ek is die hele tyd besig om te dink, en ek is die hele tyd besig met dit, en dan dink ek aan wat moet ek maak, en dan, die papier wat langs jou lê, dubbel gevou. Skryf makkeluisie. Kyk, as ek hierdie goed vir my kinders en my vrou vertel, kry hulle die wille weghol. Hulle dink, ek kyk na hulle as hulle stupid is. Dis nie so nie. Dis glad nie so nie. Dis nie my gesindheid nie, dis nie my idee nie. Luister, dis wat ek myself moes leer. Ek moes met my agterend gaan sit bo op 'n bad om wakker te bly. Hoe kom ek uit by waar ek vandag sit? Ek het dit geleer. Nou kom ek agter vandag, maar dit het my lewe vervul. Ek loop in 'n ander lewe, ek loop op 'n ander plek. Want kyk, nou wil ek gaan kyk, maar as dit so stil raak om my, dan sê ek, Here, wat is besig om te gebeur? Wat is jy besig om te doen? Kyk nou, as ek deur my boek blaai, daar's meer potlood as enige van die ander, en dan kyk ek na die rooi dele. En as jy agterkom, jy het hier 'n rooi deel, en daar 'n rooi deel, of 'n blou gedeelte, of goed wat ek om gevra het, dan maak dit een sin. Dan kom ek agter, 2 weke gelede het ek om dit gevra, kyk, hier begin hy my nou antwoord. Hier begin hy dit nou vir my wys. So, die boek is baie belangrik. Ek het sê stapel boeke, maar nou, wat daarvan geword, eendag weet ek nou nie. Maar let net op. Ek moet gerig wees om met hom kontak te maak. En as ek daai kontak herstel het, en ek het die kontak gemaak, en ek het gedeel waarmee ek moet deel, dan vat ek die goed wat ek by hom wil hê. Nou moet julle baie mooi luister. Wat is die goed wat ek so graag wil hê? My goed. En ek pak dit alles in 'n sakkie. En ek sit dit alles in 'n sakkie. En ek vat die sakkie en ek dra dit op na hom toe. En dan begin ek vir hom vertel, hoe dankbaar is ek vir die dag. Wat het ek gedoen? Ek het my sielsvlak skoon gemaak. Ek het ontslaag geraak van hierdie skrapnel of hierdie afval wat rondom my gees hang. Ek is besig om my siel stil te maak. Moet jy gaan kyk na gedeeltes van Dawid, waar hy praat daaroor. En sê, wees stil my siel voor God. Nou kom ek en ek sê, goed, baie versigtig wees. Baie versigtig wees. Ons bly in dit. En ons loop in dit. Dit word 'n lewenswyse. Maar weet jy wat? Dis nie wat ons doen nie. Dis een van die eerste goed wat gebeur. Wat sien ek in my lewe? Wat sien ek oor hierdie tydperk in my lewe? Die mense loop van krisis na krisis. Hulle loop van plek na plek. Man, hy's nou kom, en nou het hy 'n krisis, nou word dit gebid, nou moet ons bid, nou moet ons vas, nou moet ons voor die Here gaan, ons moet hoor wat is hierdie moeilikheid, en hoe ernstig is dit? Dan antwoord die Here hom.
Die Here herstel dit. En 'n week later is hy weer rustig besig om te doen wat hy moet doen. Waarom? Want God is bloot net iemand wat hom help om sy prentjie te leef. Ek het my lewe. Dit is hoe my lewe lyk. En God is net 'n bykomstigheid om my lewe uit te voer. Luister, dis valse godsdiens. Ek sal dit vir jou reguit sê. Gebed is daar gestel sodat jy God kan leer ken. En die dag wat jy hom ken, dan sorg hy vir al die ander goed om in plek te val. Want ek moet aanvaar, hy is in beheer. Ek moet aanvaar, hy is besig om dit uit te sorteer. Nie ek nie. Want dis nie wat ons doen nie. Die ander manier hoe ons dit hanteer is bou 'n potjiekos. Wat bedoel ek daarmee? Nou kry ek 'n probleem. Oh my goodness. Nou loop ek is nie naby die Here en ek gaan nie om stil word of enigiets nie, ek begin nou dink. Ja, gesien hoe dink ons oor ons probleem. Weet jy hoe moeilik is dit om daai gedagtes te stop? Nou bedink ons die probleem, ons bedink die probleem, en 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 nou kry ons die probleem, nou soos daar, nou is nou 'n groot krisis, en dis wat ons moet doen, ons verstaan dit, en dan gaan ons na God toe, en dan buig ons voor hom, en dan bid ons die oplossing wat hy vir ons moet gee. Regtig? En dan hoop en bid ons, hy gee vir ons daai oplossing. En weet jy wat, en sy goede partytjie doen hy dit. Maar ek kan jou nou vertel, asseblief hoor my, dis totaal skeef. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Die interessantheid is, as jy so een weg is met dit, dan kom jy agter, maar hy praat niks meer nie. Ek het hom eendag gevra, Here, maar as ek so na u toe kom, en ek bid tot u, en ek bring my probleme na u toe, en ek vra u vir hierdie uitkoms om vir my dit te gee, dan sê u niks. Sê vir my, ja, want ek kan nie teen jou wil gaan nie. Dis jou wil. Jy is besig om jou wil te bid. Ek kan nie teen jou wil gaan nie, ek moet jou los. Want jy is besig om jou eie probleem op te los. En die Bybel sê, moenie vrees nie, want ek is met jou. Moenie vrees nie, want ek is die Here jou God. Weet jy wat, dis 'n baie slegte ding om te sê. Maar wie waar hierdie ding in my lewe begin draai, dat ek begin besef, maar ek vrees net soos die wêreldling. Ek vrees my kontant tekort. Ek vrees wat gaan gebeur oor die wêreld. Ek vrees oor wat nou besig is om... Hoe kan ek vrees as my pa 'n beheer is? En hy het net die beste vir my op sy hart. Dit klink so sprokies, nee, ja. Hou op om my potjie te bou. Hou op om jou oplossing vir hom te bid. Moenie dit doen nie. Maak 'n tyd daarvan om elke dag by hom te gaan sit. Ek wil julle vra, dra hierdie beeld saam met jou. Nie weet as 'n boot, veral 'n seilboot of iets in die see ingaan en hy het nou in die see gaan en hierdie ou het nou 'n reis onderneem. Dan tel hy skulpies op, hulle noem dit barnacles. Soos die skip hierdie see gaan. En as hy dan eventueel terugkom, dan haal hulle hom uit die water uit en dan word hy skoon gekrap. Hoor mooi. Daai barnacles is al die goed wat jy optel op sielsvlak. Is al die klomp snert wat ons besig is om te dink. Is al die oplossings en dit verhinder ons om kontak te maak met God en God se hart te kry en by hom te hoor wat is op sy hart vir die probleem. Ek wil net 1 minuut 'n bietjie vat en dink daaroor. Word stil, dis die begin. Word stil.
Nou ja, tot ons weer by mekaar kom. Kou aan hierdie een, is nou maar 'n moeilike een hierdie, en ek kan dink, daar's baie vrae, maar julle is welkom om het kontak te maak deur Renay, en dan gaan ons mekaar weer sien. Come to the fountain, dip your heart in the stream.